Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag 28 Junie 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here vir 'n dag wat voor ons uitstrek, wat U vir ons opnuut gegee het. 'n Dag wat ons die lewenslig gesien het, waar ons kon asemhaal, ons voete uit die bed uit swaai, Here kon uitstrek en net kon bewus wees dat ons lewe. Maar ook bewus wees dat hierdie lewenslig, hierdie lewensasem is gegee vir ons present deur U. Dankie Here vir nog 'n dag toegevoeg tot ons lewe op hierdie aarde. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou vriende, ek het nou gister so lekker begin met die stukkie om te sê, Spreuke 29 is eintlik 28 tot 29. Maar kom ons kyk gou weer by 28. Ek gaan dit lees, ek het nou van hierdie goed nou 'n repliek al opgelewer, so ek gaan nou nie elke keer daar iets sê nie, maar kom ons kyk maar Spreuke 28 staan daar: as goddelose mense aan die bewind kom, kruip die mense weg. As die goddeloses ondergaan, kry die regverdiges die mag, kry die regverdiges die mag, né? Selfe tema 29 vers 2. En volk juig as regverdige mense die mag kry, en volk sug as 'n goddelose mens regeer. Nee, daaroor hoef ons nie veel te sê nie. Ek het al baie nou daaroor met julle alreeds gepraat, né? Kom ons sluit maar aan by daai tema, vers 12. 'n Regerder wat hom aan leuns steur, het naderhand net goddeloses in sy diens, né? Jene die spreekgedigte slaan nie goed op sy kop, vriende. Dit is al vir my net so wonderlik. Ek sê mos vir julle, baie keer word ek nou verlei, maar ek raak eintlik baie gou verlei. Ek moet nie so verlei word nie, maar 'n regerder wat hom aan leuns steur, 'n regerder wat bedrog pleeg, liewe vriende, het naderhand net goddeloses in sy diens. Dit is tipies, né? Ek dink dit maak nie saak eintlik watter regering ons van praat nie. Ons is nou 'n ANC regering is natuurlik nou 'n baie duidelike voorbeeld daarvan, hè. 'n Regerder wat hom aan leuns steur, het naderhand net goddeloses in sy diens. Dan kom ons gaan nou maar aan, lyk my hierdie tema kom nou so 'n bietjie meer hiervoor. Vers 16 van hoofstuk 29. As goddelose mense regeer die sonde ook. Maar die mense wat die wil van die Here doen, sal sien hoe die goddeloses ondergaan. Hy slaan nou op die kop, né? Ongelooflik op die kop. As goddelose mense regeer die sonde ook. Daar's bedrog. Daar is oneerlikheid, daar is knoeiery, daar is moord, daar is assassination, soos ons sê vir die vletjieblasers, né? Ander mense word gediskrediteer. As goddelose mense regeer die sonde ook. Maar die mense wat die wil van die Here doen, sal sien hoe die goddeloses ondergaan. Vriende, dit is mos nou maar net so. Dit is mos nou maar net so. As jy die hele tyd doen verkeer, ergens kom jou dag. Hoe sê ons elke hond kry sy dag en 'n brak kry 'n lang naweek, né? Dit is al gebeur ongelukkig 'n bietjie stadig altyd volgens ons sin, maar dit gebeur. Sal sien hoe die goddeloses ondergaan. Nou maar ek gaan nie veel meer daaroor sê nie, maar ek het gedink want dit lyk dit kom nou so almal so op mekaar. Dag ek kom ek noem dit nou maar net vir julle. Vers 3. 'n man wat wysheid hoog aanslaan, maak sy vader gelukkig. Een wat hom met prostituie ophou, vermors sy besittings. 'n man wat wysheid hoog aanslaan, maak sy vader gelukkig. En vriende, ons het dit al by 'n klop geleenthede vir mekaar in Spreuke ook gesê, want wysheid begin met die dien van die Here. Hoe dien ons die Here, liewe vriende? Deurdat ons 'n persoonlike verhouding met die Here het. Deurdat ek en jy inderdaad sy woord bestudeer. Vriende, ek wil dit vir jou, vir julle en vir my op die hart druk. Deur sy woord te bestudeer. God kom praat op 'n baie spesifieke manier met jou en met my deur sy woord.
Hy kom praat deur die profete, hy kom praat deur die apostels, hy kom praat deur die evangeliste, hy kom praat deur die disippels, vriende. So kan ons aangaan. Kom praat God op 'n wonderlike manier met jou en met my. Ja, daar's 'n definitiewe kontekste wat ons altyd in berekening moet bring, Maar wanneer ek en jy dit lees in daardie konteks, is daar algemene goed wat altyd uitstaan, wat maak nie saak in watter konteks en watter tyd dit geskryf is nie, dit is nog net so relevant vir jou en vir my. En deur daardie goed kom praat God met jou en met my. Die woord is belangrik. 'n Man wat wysheid hoog aanslaan, hou sy Vader gelukkig. 'n Man wat die Here dien, hou sy Vader gelukkig. Hoekom? Want hy het 'n waardesisteem. Hy het normes waarvolgens hy lewe. Hy's iemand wat sy lewe inrig volgens Jesus se standaarde. Hy's iemand wat in Jesus se voetspore volg. Hy's iemand wat toelaat dat die Heilige Gees deur hom werk. Dit is iemand, liewe vriende, wat wysheid het. Dit is iemand wat sê my hele lewe rig ek in volgens die woord van die Here. En wanneer ek en jy ons lewe volgens die woord van die Here inrig, liewe vriende, dan is ons mense wat ons lig laat skyn. As ons mense wat soos 'n lamp is of soos 'n lig is op die hemel wat almal kan sien, dan laat jy jou lig skyn. Iemand, liewe vriende, wat inderdaad sy lewe vir God gee, wat sy lewe uitlewe vir God, vir Jesus, deur in onder leiding van die Heilige Gees. Is iemand wat wysheid het. Iemand wat wysheid het, wat wysheid hoog aanslaan, maak sy Vader gelukkig. Maar 'n man wat wysheid aanslaan, maak nie net sy vader gelukkig nie. Hy maak sy kollegas gelukkig. Hy maak sy gesin, sy vrou gelukkig. En dieselfde natuurlik met 'n vrou. 'n Vrou wat wysheid hoog aanslaan, maak haar vader, moeder, ouers gelukkig, né? Iemand wat sy wee of haar wee vind in die wee van die Here, in die woord, vriende, is net 'n beter mens vir almal rondom hom of haar. Vriende, mag ek en jy die heeltyd wysheid soek. Mag ons te alle tye wysheid hoog aanslaan. Mag ons te alle tye vir die Heilige Gees vra om met jou met my te werk. Mag ons te alle tye deur die besluite wat ons neem, gaan na God die Vader, Seun en Gees toe en vir hulle vra, wys vir ons, is dit die pad wat ons moet loop. Vriende, natuurlik doen ek en jy aansoek vir 'n werk. Natuurlik gaan ons na die spesialis toe, wat ook al. Maar liewe vriende, ons kom altyd en maak vas met God die Vader, Seun en Gees. Ons bid vir die Heilige Gees om vir ons leiding te gee. Dit is dan 'n man wat wysheid hoog aanslaan, maak sy Vader gelukkig. Maak almal gelukkig rondom hom of haar. Vriende, dit is geloofsvormende gewoontes. Geloofsvormende gewoontes help vir jou om in die plek te kom om met God 'n lewende verhouding te hê. Wanneer ek en jy 'n lewende verhouding met God het, volg ons in die voetspore van Jesus Christus en laat ons toe dat die Heilige Gees deur ons werk en begin ek en jy ons lig skyn rondom en in die wêreld waar ek en jy ook al beweeg. 'n Man, 'n vrou wat wysheid hoog aanslaan. 'n Man en 'n vrou wat inderdaad in 'n lewende verhouding met God staan. Maak sy vader gelukkig, haar moeder gelukkig, haar vriende, haar familie, haar gesin, sy werksmense gelukkig. Een wat hom met prostituie ophou, vermors sy besittings. Nee, dit is iemand wat 'n ander waardesisteem het, 'n ander normsisteem het, iemand wat net geneig is om die verkeerde goed te doen. Daai persoon is eintlik besig om 'n nuttelose lewe te lei. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.